aanbid U vanoggend. We worship You. Hallelujah. Oh, we worship You. Jy het vanoggend hier en die Here het 'n ompad met jou gestap, of hy is besig om 'n ompad met jou te stap. You cannot see your way clear. Wanneer jy roep ook en jy vra, wanneer dan Here? It's 2026. As hulle in 2025 waar die Here die pad met jou stap, and this morning you are still not there yet. As dit vanoggend met jou is met die Here praat, dan stap jy volgende. Baie vinnig. Jy hoef nie volgende rond te kyk nie, you just know is 'n ompad. Oh, hallelujah. So baie vinnig. Hy is volgende hier om jou aan te doen met krag. Saka, robo, sete. Liena, maksanda, robo, sete, robo, sete. As jy met die volgende, dat jy moet opgee. Van die Here is met jou. Ek hoor my volgende. Die Here sê, ek is met jou. Halleluja. Oh my God. Heilige Gees. Parakletos. Die Here woord en verhewe. Halleluja. Ek gaan waar volgende. Hoe die Here jou gaan uitbring. En hoe die Here jou gaan oplig. En hoe die Here jou gaan optel. Al die naam van die Here. Halleluja. Ek kan bid die volgende. Oh, halleluja. Steek je handen op terwijl ons die Here vertrouw. Ek kan die volgende nie vir jou doen nie. Maar gewaar maar in my gees hoe die Here jou uitbring. Op 'n tyd wanneer jy dit nie verwag nie. Ek gewaar hoe die Heilige Gees jou volgende optel. As die modder klip, tel hy jou op. En hy bring jou uit. Aan die naam van die Here. Aan Jesus naam. Die Here doen het volgende. Hy tel jou op. Hy leg jou op. Hy sê Here, doe my water van Israel. Wat doe hy slijmer en wat doe hy slaap. Aan die naam van die Here. Ek bring jou uit. By waters maak ek jou los. Ek is die Here. In Jesus naam. Baie dankie Here. Jou seisoene breek alle. Jou ore breek alle. Jou hoop, jou verwagting volgende as in die Here ontvangen as joune sê die Here in Jesus naam. Oh my God, Heilige Gees. Oh, dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Ek sien jou trane. My hoop volgende as in die Here. Baie dankie Here. Baie dankie Here. Laat die netters afval. Laat die netters gebreek word in Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here. Ek verklaar die seisoene wat neermaak door jou lewe volgende in Jesus naam. I release it. I release it this morning in Jesus naam. Dankie Here. Ek sien jou trane, jou seer. Wanneer jy na my roep, my kind sê die Here. Ek luister, my ore is op jou hulp geroep. In Jesus naam, Holy Spirit, oh my God. In die naam van die Here. Thank you, Holy Spirit. Thank you for moving in a mighty way. Thank you for bringing out. Thank you for
spirit of confusion, I rebuke it this morning. En die naam van die Here, my ore sal luister, my hulp geroep het. En die naam van die Here, op kade, release it in Jesus' naam. Vader, baie dankie. Dankie, Here. U bring hom vanoggend uit, by waters, Here. Hy sal drink en versadig word. My weer sal 'n lig op jou pad wees, in Jesus' naam. Baie dankie, Here. Oh, Holy Spirit, Gees van die Here, dankie vanoggend. Die volgens sy hart is
Simia keluar pati Yara. Basta, bukan harus hospital tu nak sefer. Di hospital tu di mana kan mereka susini. Banyak keterangan atau pengamen kamar tu. Nak biaran. Saya kesemutan sewakas. Yara kita. Dia makan antarak. Hospital anakku. Tu guys aku ni kita makan. Akan lebih Yara hospital. Ik zei ja mami, alles is klaar voor met jullie pap. Mami zegt niet, Heer mijn leven. Heer gaat komen, mami gaat komen op de rust. Ik zeg mijn kind, wat zijn we gekomen? Moet je niet Heer mijn leven? Mami, maar ik kan niet. Ik kan niet. Maar we weten op een stilstand komen. Ik zet hier mijn hoofd. En ik zeg mijn kind, ik zit en luister voor mij. Ik zeg voor mijn kind, wat hij wil gekomen. Ze zal nooit gezien waar hij gaat. Ik is maar niet de moeder, maar op mijn knieën gaat heel veel. Die gaat het overdag doen. Hij is zoals een normale mens, hij is normaal.
the fall. In die naam van Jesus. Whatever the enemy plans for evil, I turn it for your Hallelujah. Gee die Here praise. Hallelujah. Teruggeweertjies om te vertel wat die Here van gedoen het. Ik was later op 5 interviews. Die een was succesvol in Tanza, weet ik ook gereisd. Had ik gekomen voor mijn interview in de wereld gereisd. Lekker sê, hoeveel mense was vir die interview? 8 mensen was op die paneel en die mensen wat daar was. Wat kom ik voor die interview was mensen wat ik ken, hoe het samen studeren. Maar ik was niet. In hierdie jaar roep ek groot guns. Vanoggend sê hierdie jaar wil ek dit oor jou lewe verklaar dat die Here ongelukkig vir jou gaan doen. Gee die Here Hallelujah. Oh, He's worthy this morning and He's great. En my siel aanbid hom. My gees aanbid hom. Alles wat in my is aanbid hom. As jy vir dit kan staan en jy just worship Him. Just love Him this morning for who He is. Worship. Just love Him. Even though you walk through the storm, even if you walk through the difficulties, just never lose your praise. Never lose your worship. We love you, Lord. Jesus, we love you, Lord. We love you, we love you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah.
is iemand wat hierdie aanbidding vanoggend so nodig het. Iemand moet vanoggend net in die teenwoordigheid van die Here gekom het. Because in die week het dit moeilik gegaan. Hy was op die punt om die handdoek in te gooi. Because hy was met jou rug teen die muur. But I believe this morning in His presence. Want die jukke gebreek. En die laste val af. En die ketting skiet los. I pray this morning a garment of praise over every spirit of heaviness. In die naam van die Here. Ek is vanoggend vir die Here so dankbaar en bly. Hierdie tweede Sondag van 2026 wat die Here ons gegrace en begenadig het. Elke mense voor 'n oop graf gestaan in hierdie nuwe jaar. But He's been faithful. This morning when I remember what He has done, I will never go back. He's been so good. And I will always praise Him. I will always worship Him in the midst of my difficulties. And I still believe He's faithful. And I still believe He will carry me. En ek glo Hy's getrou. Ek kan net sy woord waar ek kan vashou. The promise, I will never leave you and forsake you. Ek wil volgens vir iemand sê om vast te hou. Maak die sin. Wanneer roep sy en het lyk vir jou, het raak al erger. Hy het nie van jou vergeet nie. Sy altyd lekker in jou ompad nie. Ek verstaan ook soms jou ompad nie. En soms moet ek staan en vir ander sê, just keep walking. Keep on trusting. He will never fail. As ek volgende mense se lewe kyk, wat ek Louisa se naam noem, dan sien ek die hand van die Here. As ek nou volgende jou lewe kyk, jy het volgende persoonlike getuie. He's still God. Yes, He's God. He's God. Die donkerste oomblikke is He still God. You just keep on praying. You just keep on hoping. Keep on trusting. Sê die vyand vir jou, waarvoor bid jy nog? Waarvoor worship jy nog? Kan jullie sien, het gaat al erger nie. As 'n lied wat sê, hold on my child. Joy comes. Oh, we worship You. Just keep praying. Oh.
Paulus met ons praat. Genesis 37. Bekende verhaal, almal ken dit. Ek wil net so 'n bietjie rondtas in die lewe van Joseph. Genesis 37 praat van hy is 'n jong seun. En as jy na Josef se lewe kyk, dan sien jy as 'n jong seun het hy dit nie maklik gehad nie. As jy 'n studie gaan doen van Josef se lewe, dan kom jy agter en jy kan jou eie lewe in Josef se lewe sien, dan kom jy agter en is baie duidelik dat God het 'n plan. Amen. Met my en met jou. Ook wat ek agterkom dat Josef het dit nie maklik gehad nie. How was his experience? Many difficulties. Vers 2 sê, as die geskiedenis van Jakob, Josef het as 'n seun, hy 17 jaar, dan pas hy die klein vir op, saam met sy broers. En dan sê die Bybel ook, hy was nog jonk. En dan sê die Bybel, Israel het vir Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom en het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Dan sê vers 4, en toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as sy broers lief het, sê die Bybel het hulle hom gehaat en hulle kon nie vriendelik met hom praat nie. Ek wil vanoggend 'n bietjie stil staan en ek weet die Here hou met die afgelope tyd, laasweek en Sondag het ons ook gepraat oor karakter en die tipe mense wat jy mee te doen gaan het en wat op jou pad gaan kom en wat jy ook al ge-experience het. En as ek na Josef se lewe kyk, dan sien ek Josef het dit nie maklik gehad nie en dat sy eie broers het hom gehaat. Hulle was nie vriendelik met hom nie. Vir baie redes, maar een van die redes kom ons agter in vers 5 en ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het en as gevolg van hierdie droom sê die Bybel het hulle baie gehaat. Nou kan ek jou vanoggend sê, as ek na Josef se lewe kyk, dan leer ek een ding, dat mense sal jou haat as gevolg van die gawe wat hy het. Nou wil ek vanoggend sê dat all of us are gifted. Elkeen vanoggend het 'n gawe en 'n talent wat die Here jou gegee het. Nou as ek na die skrif kyk, as op my baie duidelik, ek het my baie gehoor, ek het geen rede om op iemand jaloers te raak nie. Because as ek verstaan wat my rol en my function is, en my roeping aan die Here, dan hoef ek nie jaloers te raak nie. En dan jy raak jaloers op iemand se gave, of as die Here iemand gebruik, dan raak jy jaloers, want hy verstaan nie jou calling en jou roeping nie. O, jy moet my nie vanoggend verloor nie. Joseph se broers raak jealous op hom. Die Bybel praat later in die gedeelte, dat sê hulle is afgunstig op hom geraak, as gevolg van die gift van die Here hom gegee. Nou ek wil jou vanoggend sê, there's no reason to be jealous. Amen. Ek dank God vir die pad wat hy met my stap, en op die pad wat die Here met jou stap, is different. Daarom sal hy agterkom. Joseph het het moeilik gehad, dat het van Joseph, ek hardloop die storie bietjie vooruit, maar dat het van Joseph 'n tyd gevat het, voordat hy aangestel was, tweede aanbevel in Egipte land. Ek
Ek hardop die storie bietjie voor en by jy kan gaan lees. Maar wil jy volgens sê, voordat Joseph tweede in bevel gekom het aan die Egiptelande, het hy dit nie maklik gehad nie, because Joseph moet gedeel het met jaloesie. Hy moes gedeel het met mense wat afgunstig op hom was. En die volgende sê, God stap 'n journey met my en met jou, voordat die Here jou elevate. En mag vanoggend verkeerd wees, maar ek wil vanoggend sê, as ek spesifiek na Joseph se lewe kyk, dan die elevate die Here jou nie sommer so maklik nie. Because Joseph moes gedeel het met sy eie broers, wat jealous op hom was. Daarom kan jy gaan lees, elke keer as Joseph sy gift gerepresent het, en 'n droom aan hulle vertel het hulle dit nie verstaan nie, because Joseph het 'n calling van die Here gehad. En sy broers raak jealous op hom. Terwyl hy aangestap kom, toe sê sy eie broers, daar kom die dromer weer, kom ons maak hom dood. En my volgende statement maak, as ek in Joseph se lewe kyk, dan sê ek agter, en ek wil dit vanoggend profeties sê, die einste mense wat afgunstig en jaloers op jou is, ek gaan 'n opsomming maak oor Joseph se lewe, as Joseph se broers, wat hom eintlik gehelp het om hom in sy destiny te stoot. Jou einste haters, jou einste mense, wat jaloesie op jou was, ek wil vanoggend sê, as nie per toeval nie, dan stel mense wat die Here op jou pad stuur, om jou te help, om jou aan jou destiny uit te stoot. Halleluja! Joseph word in 'n put gegooi, hy was nie onmaklik nie, nergens in hoofstuk 37 kan jy agterkom, as daar een skrif wat sê, dat die Here was met Joseph. Ek kan gaan lees, ek het oor en oor gelees. Die vanoggend sê, even if you are as jy vanoggend in 'n put is. Wat is 'n put in Engels, John? Help my gewoon dungeon, hè? 'n put. As jy vanoggend in 'n put, wil jy vanoggend sê, die Here nie jou vergeet nie, man. Die einste mense, luister, wat beplanne om jou dood te maak in die hoofstuk van Genesis 37. Jy kan gaan lees, hierdie hoofstuk van Joseph is so profound. Die einde van Joseph sal jy agterkom, was dit die einste mense wat hom gehaat het, wat voor hom moes gekom het en voor hom moes gestaan het. En verklaar vanoggend, die Here sal toelaat dat die mense wat jou val gesoek het, sal voor jou kom. Ek wil vir jou sê, jealousy is 'n nasty ding. Hey! Jealousy maak jou lelik. Jaloers vir die gawe. Halleluja. Jaloers omdat die Here jou gebruik het. Jaloers omdat hy vorentoe gaan. Jaloers omdat daar 'n calling is op jou lewe. Dan geestelik het hulle jou gooi in jou in 'n put. Maar hey, hulle verstaan nie God se plan. Amen. Hulle lustig raad sê vers 8, kan jy gaan lees. Hulle het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle lustig raad gehou teen hom om hom dood te maak. Ek weet nie of jy al dalk in 'n company was, of 'n company kenne, of 'n vriendekring kenne. Sy kom al aangestap, dan praat hulle van jou en sê, bly stil, hier kom sy of hier kom hy. Hy's heavy.
Sy sit in dieselfde company wat eintlik jou val soek. Sy sit in dieselfde company. Hulle wil nie eintlik, hulle lag en smile, maar net saam met jou. Want hy's eintlik alles jealous. Sy van hulle wegstap, dan gaan die WhatsApps aan. Sy gesien. Sy praat net van die Here, en dan wat die Here vir haar gaan doen, en hoe die Here haar geseën, hoe die Here gaan optel. Want jy gehoor, sy vertel ook hoe sy in 'n stryd of in 'n difficulty was, maar sy noem die naam van die Here. En sy eie broer sê van, kom ons maak hom dood. Dan vergeet jy vanmôre alles van hierdie boodskap, ek wil dit baie stadig sê, die einste mense, wat jou in die put gestoot het, die einste mense wat jaloers op jou was, hulle weet jy, hulle stoot jou eintlik nader. Hulle stoot jou nader na jou destiny. Hulle stoot jou nader aan jou purpose, wat die Here vir jou het stoot. Dan lees ons eers in hoofstuk 39. Vers 2. Dan sê die Bybel, en die Here was met Josef. Amen. God is met jou. Ongeag wat jy deurmaak. Die Bybel sê, sodat hy 'n voorspoedige man was, en het in die huis van sy Heer, die Egiptenaar, gebly. Ek wil jou vanoggend sê, as jy in hoofstuk 39 gaan kyk en lees, dan kom jy agter, Joseph is in Egypt. Joseph is in 'n plek in 'n land, wil ek sê, wat God nie erken nie. Maar die Here bewerk dit so, hy word verkoop, hy beland in Egipte lande, en die Bybel sê, dat Joseph prosper, en die Egiptenaar prosper, because of Joseph. Ek wil vanoggend vir jou sê, ongeag waar die Here jou geplaas het, hoe ongoddelik dit ook al mag wees, but because of your calling and of your purpose, sal die Here die seën gebied. Toe jy sê, baie kere lyk jy is per toeval, hoekom die Here die werk en die besigheid seën waar jy is. As as gevolg van die baas, it's because of you. Amen. As gevolg van jou wat die Here jou seën en wat die Here oplet, dis Bybels. Joseph was in Egypt, and because of Joseph, lewe die Egiptenaar in voorspoed. Amen. Luister wat sê vers 3. En toe sy Heer sien, dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen, in sy hand voorspoedig maak, het Joseph guns in sy oë gevind, en hom gedien, en hy het hom aangestel oor sy huis, en alles wat in sy besit was, het hy aan hom oorgegee. Amen, that's favor. Sê volgende pastoor was Ou Testament, ek wil jou volgende sê, dis Bybels. Amen, wat die Here met Josef gedoen het, kan die Here ook met jou doen. Amen, daarom wil jy volgende sê, verdra die put. Amen, en dit wat die mense met hom maak. Ek gaan lees, terug in hoofstuk 37, sal jy agterkom, Josef se broers het leuns versprei by Josef se pa, oor wat met hom gebeur het. Kan ek vanoggend vir iemand sê, al het die mense, ek wil dit ook in die toekoms sê, al gaan mense ook leuns oor jou versprei, laat hulle maar die leuns vertel, maar God sal vir jou deurkom. Ek weet nie veel mense was wat mense aan het leuns van jou gepraat. Amen, dit was nie so nie, maar hulle versprei die leuns. Amen. Maar ek sien Joseph endure. Amen. Ek leer uit Joseph se lewe uit. Die Here seën hom. Amen. En hy vind guns. Jy vanoggend sê as daar guns op jou lewe is aan. Daar's twee tipe guns, as guns van die mens, maar so guns van die Here.
Ek verkies die guns van die Here. Amen. Because the favor of God is everlasting. Want die Here geseënde kan niemand vervloek nie. Daarom sal hulle alles probeer. Maar as daar guns op jou lewe is, dan sal hulle eers jaloers op jou raak. Amen. Daarom as 'n lied wat sê, as die ekkie is my body. As die ekkie. Amen. Favor, guns. Amen. Want daar guns op jou lewe is, kan niemand dit keer nie. Amen. En Joseph endure. En die Here seën hom. En die Here lig hom op. Luister wat sê vers 6. Joseph was skoon, die onderste gedeelte. Joseph was skoon van gestalte en hy was mooi van aansien. Alhoewel dat hy jong was, was hy ook mooi van aansien. Hy was skoon van gestalte, so hy was 'n aantreklike jong seun. Luister, wanneer daar gepraat word van een van vers 6 oor Joseph se blessings en oor die favor en oor hoe die Here ons seën, dan bring vers 7 ons terug en sê, na hierdie dinge, het die vrou van sy heer haar oë na Joseph opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. Want Joseph het geweier. En die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie. En alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Dit praat van Joseph can be trusted. Amen. Joseph maak nie sy eie goed nie, maar dit, hy is verantwoordelik. Amen. Hy sê Joseph in hierdie huis is nie groter as ek nie. En dan sê hy, hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? En nadat sy met Joseph dag na dag gespreek het. Amen. Ek wil vanoggend sê, die vyand sal nie los nie. Amen. Sy kan nou vir hom nie sê, you will come again. Hy sal net jou dalk alles draai, alles mooi maak, alles aanlokliker maak. Amen. That's why it is important, as hy dag na dag kom, soos die vrou dag na dag gekom het, that you will stand on your word. Sal die Here jou dan so ver bring, dat jy alles moet prys gee. En dit terwille van die sonde. Want Joseph staan op sy woord. Toe sy dan sien dat hy sy kleed, vers 13, in haar hand laat bly en buiten toe gevlug het, roep sy na haar huisgenoot. Ek wil jou vanoggend sê, dan wil ek volgende lering inbring en vanoggend sê, moenie die sonde koester. Amen, sonde lyk lekker. Nuwe Testament toe, dan sê Paulus praat, ek dink met Timoteus of met Titus, dan sê hy vlug vir die sonde, of vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid. Amen. Die Bybel sê, Joseph het gevlug en het na buiten toe gehardloop. Maar daar was guns op Joseph se lewe. En dan as gevolg van dit, die Here was met Joseph, vers 21, en die Here het geoordeeld en hom bewys en hom guns verleen aan die oë van die owerste in die gevangenis. Joseph word in die gevangenis gesit as gevolg van hierdie leuen wat die owerste se vrou versprei en hy beland in die tronk. Maar ek wil vanoggend sê, selfs in die gevangenis was die Here met Joseph. Bovenal, ek wil vanoggend sê, toe Joseph in die gevangenis was, toe kan hy nog steeds sy gift gebruik. Dat is powerful. Ek wil vanoggend sê, al in sy wat 'n situasie, die vraag dalk, Here, hoekom is ek hier? Waarom is ek hier? Ek wil vanoggend sê, there is always a purpose. Even if you are in a prison spiritually, there is a purpose. Hoekom die Here jou daar plaas? En al die gevangenes
Hulle vertel vir Joseph 'n droom. En Joseph lê die een droom na die ander droom, lê Joseph uit. Ek wil jou vanoggend sê, ongeag waar jy is, God plaas jou daar, because He know He has equipped you. Ek glo God het jou toegerus en jou bekwaam gemaak, want Hy sal jou nie in 'n plek bring waar jy nie in staat kan wees om vir Hom 'n getuie te wees. En in die gevangenis sien ek hoe die Here Joseph gebruik. Hy gebruik sy kief tot eer van die Here. Maar is so mooi ding, en ek sal dit altyd ophal as ek oor Joseph praat. En ek wil vanoggend dit baie klein en simpel stel. Ek wil vanoggend sê, terwyl Joseph in die gevangenis was, ek is so bly as ek kyk na die skrif, dat die Bybel pen vir ons alles neer. Die Bybel sê nou, Joseph was ook nie altyd so onskuldig nie. Luister, hy's aan die tronk, hy lê die drome uit, but he tried to cut a deal. Ek wil jou vanoggend sê, moenie die kort pad kies. Al gaan dit met jou. Luister wat sê hy, Genesis 40. Vers 14. Joseph sê, hou my tog net in gedagte, as dit met jou goed gaan, en bewys my tog 'n guns, en maak vir my melding van my by Farao, en bring my uit hierdie huis uit. Ek wil vanoggend sê, die rede hoekom die Here nie hierdie deel, of hierdie deel wat Joseph wil gemaak het, dat gebeur nie, because die Here het geweet, dis nie wat ek vir jou ontstoor het. God het groter planne vir hom gehad. Ons kom het agter, vers 23, die Bybel sê, en die voorman van die skinkers het nie aan Joseph gedink nie, maar het het van hom vergeet. Kan jy sien? Jy moet volgens die plan van die Here verstaan. Amen. If it is not meant for you, it is not meant for you. It is not your time. As dit nie die Here se tyd is nie, sal dit nie die Here se tyd is nie. Vanoggend het ons baie klem gelê op die oppad van die Here met jou stappe. En ek wil vanoggend vir u sê, dit was nog nie Joseph se tyd om uit te kom. Ek het laas jaar vir u gesê, en ek praat altyd met myself, as jy maklik in God se leerskool. Jy kan volgende getuienis op getuienis vertel, ek kan nie volgende met sê, pastoor, is nie maklik nie. Amen. Die Bybel sê, God tigtig ons. Hy tigtig ons met mate. Het lyk asof jy kan dit nie dra nie, maar op die oggend sê, wanneer God my in 'n leerskool sit, of my tigtig, dan tigtig hy my met mate, want hy my lief het. And it was not the time for Joseph yet. Yes, amen. Amen. Ek wil vanoggend sê, ek weet nie, soms maak ons deals met mense. Is jy agtergekom? En wanneer het goed gaan met die mense, dan vergeet hulle van jou. Ja. Sy is so kwaad, sy kan nie verstaan, en sê, hy, my, ek het aan die mense gehelp, toe hulle in die nood was, het hulle na my toe gekom, ek het hulle gehelp, kyk daar wat hulle nou is, daar, vergeet hulle nou vir my. Dan wil ons baie keer het jaloers raak. Ek wil volgend sê, baie, bring het terug na die skrif toe. As jy ek wat jy sê, ek moet ook maar volgend self leer, ek wil volgend sê, it's not your time. Al lyk het vir jou hoe reg, en al Joseph se gift het so gefloreer, maar wil volgend sê, it was not the appointed time for Joseph. Hulle vergeet van hom. As my kalkulasie reg is, ek dink amper 2 volle jare het verby gegaan voordat Joseph uitgekom het. Maar ek wil afsluit, jy kan het self gaan lees. Die uiteinde van Joseph, it was so blessed. Amen. Joseph word tweede in bevel geplaas in Egipte land.
Hoekom? Because God is prepared him. God het hom voorberei. God het hom deur die put gevat. God het hom deur jaloesie gevat. God het hom deur mense gevat wat afgunstig op hom was. God het hom gevat deur mense wat van hom vergeet het. En op die regte tyd toe elevate die Here hom. En wat doen die Here weer? Die Here bring die einste mense wat op hom jaloers was, bring die Here om voor hom te buig. As hoe die Here werk. Amen, hulle sê verkeerd om reg om. Amen. En wanneer jy so Joseph, ek dink hy was in sy 30's, toe hy die tweede bevel was in Egipteland, and when you look back, then you realize and say of yourself, waarlik Here, die preparation was die moeite werd. En vanoggend sê, wanneer sy die stadium van Joseph bereik het, dan kan sy almal en ander vertel, jou big experience, dan kan sy ander vertel, wat het die gemaak het, toe mense op jou jaloers was, en op jou afgunstig was, daarom endure the preparation. Oh, my God. Nie almal kan jealousy hanteer, joh. Nie, ek wil het voorbij sê. Nie almal kan jealousy handle nie. Nie almal kan afgunstigheid. En wanneer mense van jou praat, nie almal kan het handle nie. Maar dan God, hy maak jou sterk. Amen. Soms moet jy jou reg afgee. Halleluja. Soms moet jou gebed wees, Here, ek verstaan nie, but I'm gonna trust you. Want volgende jou sê, I don't know what lies ahead in 2026. Wat mag hierdie woord volgende vir jou encouragement wees, dat die mense wat op jou pad gaan kom, dan gaan hulle jou in 'n put sit, dan gaan hulle jou jaloers op jou raak en kwaad van jou praat, because they don't understand your calling. Ek wil jou volgende sê, but it is because God is busy to prepare you. Dan sal jy sê, dit was alles die moeite werd. Kom ons staan. I don't know.